Ok, ons het laasweek bietjie gepraat oor om saam met leierskap te loop en ons het oor vier goed gepraat. Vincent, het jy hulle al vier? Wil jy hulle gou vir ons opsê? Hard sê hoor. Ok, het jy hulle gehoor? Sekerheid, onderdanigheid, ek noem dit nou maar die volgorde wat ek het, attaining en diensbaarheid. Daar sê, dankie Vincent. Alright. Ons het oor daai vier goed gepraat en hoe dit so belangrik is, veral in 'n gemeente opset waar ons besig is om die familie van die Here te bou. Is dit so belangrik dat ons hierdie dinge sal demonstreer en sal doen. In 2 Konings 3 het hulle die profeet gesoek. Onthou jy, toe sê Josafat, hulle sê vir hom, maar hier's iemand wat Elia gedien het. Sy naam is Elisa. Toe sê hy, roep hom, want by hom sal die woord van die Here wees. Bring hom om vir ons te profeteer. En dit is so geweldig belangrik. Nou, ek wil bietjie weier gaan op die onderwerp van diensbaarheid. En dan verwys in watter lig Paulus dit stel. As u gister se preke van Gordon kan luister, dan jy moet tog mooi daarna luister. Hy het baie goed genoem van die oppositie wat deesdae kom teen die kerk. En ons weet almal van die goed in ons. Daar's nou 'n nuwe raad wat kerke ondersoek ensovoorts. En ekskuus. Die vrou, die antie wat aan die hoof is van hierdie raad, is geweldig vyandig teen die kerk. Geweldig vyandig, soveel so dat sy uitsprake maak soos, julle moenie met ons mors nie. Julle moet in julle spore loop en sulke goed. En sy sê, van die goed wat sy sê is, geen mens kan met God praat en van God hoor nie. Sy sê, dis 'n klomp twak daai. En sulke goed, en hulle is regtig baie vyandig gesind. Nou dit het begin en gebeur omdat sekere ouens mos hulle mense laat gras eet het en petrol drink het en al hierdie nonsens. Maar in elk geval, hulle wil maar die kerk bykom. Ons moet weet dit kom. Hulle wil maar die kerk bykom. En Pastor Gordon praat nou oor baie van die goed, dis nogal baie insiggewend. Jy weet, laat hulle in Suid-Afrika al 'n sekere vrou gaan staan voor 'n aborsiekliniek. Sy staan net daar en hulle kom en hulle vra vir haar nou, wat doen jy hier? Sy sê, ek bid. Toe vat hulle haar weg, sluit hulle haar toe. Ek sien nou eendag 'n prentjie van 'n biblioteek ergens in Amerika, waar daar groot baniere op staan, no Bibles. Hulle soek nie die Bybel daar nie. En natuurlik die goed kom van ander godsdienste ook af, wat onder ons neuse hulle die maans gooi, sonder dat hulle 'n benoemenswaardige deel van die bevolking uitmaak. En elke produk wat jy koop, betaal 'n tax aan hierdie goed. Elke produk wat ons koop op die rakke het 'n sekere merk, jy weet waarvan ek praat. En dit is 'n tax wat gaan om die Christene en die kerk uit te wis. Dis eintlik waaroor dit gaan. Ek dink ons is baie keer vas aan die slaap. Maar ons moet weet die goed gaan kom, dis die gees van die tyd. So luister asseblief bietjie gister se twee sessies. Toe praat hy van hoe Paulus 'n apostolic community gebou het te midde van 'n teenkantende, 'n opposisionerende wêreld, tydsaspek. Hoe hy die kerk gebou het, wat hy gedoen het,
sekere goed, soos een van die punte wat hy genoem het was 'n onkreukbare dapperheid om die woord van die Here reg te verkondig. En vandag mag jy sekere dinge nie sê nie weens ander ideologieë en goed. En die kerke pas hulle preke aan by die goed en so aan. Ons leef in 'n besaardtyd. Ons leef in 'n besaardtyd. En dis 'n tyd wat ek dink vorentoe gaan jy moet kies wat jy wil sê en wie wil jy dien. En jy gaan 'n prys betaal. Ek dink daai tyd kom. Ons was in godsdienstige Suid-Afrika. En na godsdienstige en met al die godsdienstige Suid-Afrika het ons die gemors waarin ons tans sit. Laat ons diens aan die Here bedreig word. Bedreig word. So gaan luister asseblief bietjie daai goed. Nou ek wil nou vanmôre oor die kwessie van diensbaarheid wil ek effens 'n draai loop en ek wil u wys wat sê Paulus van al hierdie goed. Jy weet ek het vanmôre goed sit en neerskryf in my toe ek hier kom en ek en Jacques het nou oor die goed gesels. Een van die dinge vanoggend toe ek kerk toe ry toe en ek dink oor hierdie ding van diensbaarheid en so voort. Toe praat die Here met my oor 'n aspek wat ons nie wil aanraak nie. Ons hou nie daarvan nie en dis die aspek van finansies. Ons hou nie daarvan nie en jy weet ek is nie op 'n bedeltrip of 'n slaantrip oor finansies goed nie. Ek ken my hart. Maar my wens is dat jy die woord sal gaan ondersoek. Want daar's vandag vanuit die kerk, hierdie goed wat ek nou noem, kom nie net van buite die kerk nie, van binne die kerk af, is daar geweldige teenkanting teen die goed wat die skrif sê. En hulle kry hulle eie skrif. Nou, elke ketter het sy letter, sê hulle. So, hulle het ook goed wat hulle aanhang, mense, ek praat nou van mense wat die Here dien, supposed to be. Wat geweldig teen hierdie goed is ensovoorts, maar as jy, en dis hoekom apostolic doctrine, die eerste been van die 4 pilare is van 'n apostolic community om 'n doctrine, gesonde doctrine, lering, hierdie goed te counter. Daar's byvoorbeeld 'n baie sterk beweging teen tiendes vandag. Geweldig sterk en is TikTok en is al hierdie goed en baie kinders van die Here ongelukkig gaan kyk na die goed. En so aan. Dis omdat hulle die woord nie ken nie, join hulle in. Want dis lekker om nie te hoef te nie verplig te wees, verbonde te wees in 'n sekere manier, né? Dis lekker. En die reeks wat Tamu nou doen oor economics, kan hy dit nie genoeg herhaal nie. Economics gaan nie oor jou rand en sent nie. Dit gaan oor jou hart. Dis die plek waar ons moet die ding doen. Ek wil gou net voor ek nou met waar ek wou begin het. Kom ons gaan na 2 Korintiërs 8 toe. 2 Korintiërs 8. Ek het dit ongelukkig nie op die slides nie. Vers 7. Miskien moet ek my nie so lees. Maar soos julle in alles oorvloedig is. Nou wat hier gebeur is, Paulus is besig om met die gemeentes 'n offerande op te neem vir die ouens in Jerusalem en Judea wat swaar kry ensovoorts. En nou skryf hy vir hulle en hy skryf vir die Korintiërs en hy begin, jy kan 2 Korintiërs 8 vers 1 gaan lees. Hy begin en hy sê vir hulle, weet jy, julle wou 'n jaar terug al hierdie ding gedoen het. Maar julle het nou nog nie daarby gekom nie. Nou ek wil julle help dat dit nie net by bereidwilligheid bly nie, by wil nie, maar dat julle nou die ding doen. Want die ander gemeentes, ons breek oor julle by hulle. Oor die Korintiërs wat die gawes en al die goed en die sprekers en alles. Hy sê maar julle moet gaan kyk. Kom ons lees gou vers 1. Ekskuus, gee my gou vers 1 weer. En ons maak julle bekend, broeders, die genade van God wat aan die gemeentes van Macedonië geskenk is. Vers 2, dat onder baie beproewing, deur verdrukking, hulle oorvloedige blydskap, by hulle diepe armoede oorvloedig was
in hulle ryke milddadigheid. Vers 3, want hulle was na vermoë, ek betuig bo vermoë gewillig. En het ons met groot aandrang gesmeek, dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning van die heiliges moet ontvang. Vers 5, ek ken nie nou wat gesê het, hulle het dit gedoen, hulle het hulle self eers aan die Here gegee en toe aan ons gegee deur die wil van God. Vers 6, sodat ons Titus versoek het dat hy, net soos hy tevore begin het, so ook by julle nog hierdie liefde daad moet volbring. So die gemeentes van Macedonië, alhoewel hulle verskriklik arm was, het hulle aangedring, want die genade, die grace, die genade wat hulle ontvang het, het gemaak dat hulle sê, asseblief, vat ons deel ook. Moet ons nie oorslaan nie. Nou kom Paulus en hy sê, hierdie ouens het hierdie attitude, julle wou al 'n jaar lank, maar nou moet julle die ding begin doen. En dan vers 7, maar soos julle in alles oorvloedig is, in geloof en woord en kennis en alle ywer en in julle liefde vir ons, sorg dat julle ook in hierdie liefdesdaad oorvloedig is. Vers 8 sê, ek sê dit nie as 'n bevel nie, maar om deur die ywer van ander ook die egtheid van julle liefde op die proef te stel. Kan my gee die egtheid van my liefde op die proef stel? Dink daaraan. Dit is maklik om te sê ek het jou lief. You can give without loving, but you can never love without giving. Maklik om te sê ek het jou lief. Dit is so vir ouens al die maklikste ding om te doen. Paulus sê hierdie gaan wees 'n toets vir die egtheid van julle liefde. Nou ek weet dis nie 'n gewilde topik nie, wag net tot ek klaar maak. Ons hou nie daarvan dat God aan ons sakke vat nie, is dit reg? Meantime sê Paulus, wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit nie ontvang het nie, hoekom maak jy asof jy dit nie ontvang het nie? OK, vers 19 van 2 Korintiërs 8. En dit nie alleen nie, maar hy is ook deur die gemeentes gekies as ons reisgenoot in verband met hierdie liefdewerk, wat deur ons berei word tot die heerlikheid van die Here self en as bewys van julle bereidwilligheid. En as bewys van julle bereidwilligheid. Hoe ek met my finansies omgaan, is 'n bewys van my bereidwilligheid. Ek het vanmôre, toe gaan haal ek my offerande daan in my tas, en ek trek 'n noot daar uit, en duidelik sê die Here vir my, vat nog een. Vat nog 'n noot. Ken julle dit? Toe toets die Here my bereidwilligheid. Het is maklik om hier te sê, I will hide it in my heart, tralala, I love you Lord, you are so wonderful, I surrender all. En as die Here sê, vat nog 'n noot, dan sê ek, om te? Dis 'n bewys van my bereidwilligheid. Is ek regtig bereid? Is alles regtig op die altaar? Ek dink ons moet hierdie goed seriously ondersoek. Daar moes sê ons, hy sê dis nonsens om te sing I surrender all, maar as all surrender is, dan kan jy dit sing. As jy in elke opsig surrender is. Hoofstuk 9, vers 6 tot 7. Ek gaan nou aan met die kwessie van diensbaarheid, en dan moet jy hierdie net as 'n agtergrond hou van wat God alles wil doen. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy in sy hart voorneem. Daar's die sleutel. In sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie. Want God het 'n blymoedige gewer lief. En daai blymoedig het die beginsel in van to be prompted. To be prompted. Dis hoe ons moet gee. Die Gees van die Here moet ons prompt, soos wat hy vanmôre met my gepraat het. Laat elkeen gee, met ander woorde,
my finansies is 'n bewys van my verwagting. Is dit reg? Dis 'n bewys van my verwagting. As jy altyd die redenasie sal hê ek het nie, dan sê dit eintlik jy het geen verwagting vir die dag van môre en vorentoe nie. Dis 'n bewys van my verwagting. Vers 8. En God het mag om alle genade, sê gou alle genade. Nee, sê dit beter. Alle genade, all grace, alles wat ek het. Jy weet, daar's baie fasette van grace, jy kan dit in die Nuwe Testament gaan lees. En dan kom hy by hierdie vers, en waar gebruik hy dit? Hy gebruik dit by finansies. It's amazing, God is net amazing, hy weet hoekom hy dit doen. All grace. Ander woorde, hy sê wie spaar saamlik, sy spaar saamlik my, en dan die volgende vers sê hy, God het mag om alle genade oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, elke faset van grace. En grace is goddelike instaatstelling, dis nie reddende genade so waar ons begin het nie. Sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê. Altyd in alle opsigte volop kan hê. En oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Wie sê gou vir my, wees nou eerlik, van daai sodat af, sodat julle altyd in alles en tot elke goeie werk, tot by die einde van die vers. Wie wil daar wees? Wie wil daar wees? Ons wil daar wees. Jy weet, daar's 'n broer, 'n kosbare broer van my. Is nou nie 'n bloedbroer nie, dis in die gees. Wat op die oomblik verskriklik suffer. Een ding gaan verkeerd, dan gaan die volgende ding verkeerd. Dan gaan die volgende ding, en dis net teëspoed op teëspoed. En gister weet, deur die nag, Vrydag nag, Saterdag het iets weer gebeur. En hy sê dit gaan hom maklik so oor die R200,000 kos. En dis nou al hoeveelste. Sy voertuig het hom nou die dag seker oor 100,000 gekos. En sulke tipe goed. En toe hy dit vir my sê, toe ek die foon neersit, toe sê ek, Here, dis hoekom ek ryk wil wees. Dis hoekom ek ryk wil wees. Ek wil nie ryk wees om my eie, jy weet, my eie goed nie. Ek wil ryk wees dat as 'n aanhou suits oorkom, dan wil ek vir hom sê, hier sit. Ek sê vir die Here, dis hoekom ek ryk wil wees. En die Here sê vir my, begin by wat jy het. Begin by wat jy het. ABC, né? ABC, Giving 101, begin met wat jy het. Maar ons is so geneig om te sê, te kyk na dit wat ek het, en dan te sê, Here, ek het nie, ek kan nie. Jy sien, en dan wag ons, en ons dink aan die dae wat ons dalk die miljoene het, dan sal ek maklik vir, weet jy hoe moeilik is dit as jy die miljoene het? Exactly, dis maar net hoe ons is. Alle genade, God het alle genade, mag om alle genade oor julle om tot elke goeie werk, om volop te hê, tot elke goeie werk. So God se doel vir my en jou om volop te hê, is, sodat ons tot elke goeie werk diensbaar kan wees. En ek wonder baie keer, hoor nou mooi in my hart, en ek sê dit van myself, ek wonder baie keer, dan sê ek vir die Here, is die rede hoekom ek nie daai volop het nie? Weet u miskien wat in my hart is? Dat as ek die dag daar kom, dat ek dalk sal vergeet wat ek beloof het. Jy sien, as jy kyk na mense, die eerste ding, as geld inkom, dan sien jy dit in hulle karre. Dan raak dit, wat sal ons sê, wat is 'n maatskappy se naam? Sê dan maar die ou se maatskappy se naam is die Kangaroo Tour Groep. Dan raak die eerste kar die Kangaroo Tour Groep WP. Nou môre dan sien jy Kangaroo Tour Groep 1 WP. En oormôre Kangaroo Tour Groep 2 WP.
En dan nou maar as dit 'n bussie en is 'n kar en is dit en dat, wat ek dink nie eers daai ou helfte van nodig het nie. Dan sê ek, broer, waar's jou saadporsie? Maar dis baie keer hoe ons maak. Kom ons lees gou Spreuke 30. Sorry nou, ek begin op 'n ander trip, maar ek voel net dis waar ons vanmôre eers moet stil staan. Spreuke 30. Vers 7. Twee dinge vra ek van u. Onthou dit nie aan my voordat ek sterf nie. Hou valsheid en leentaal ver van my af. Gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Dat ek nie as ek oorversadig geword het, u verloon nie. En sê, wie is die Here? En dat ek nie as ek arm geword het, steel en my aan die naam van my God vergryp nie. Here, gee vir my die deel wat vir my bestem is. Sodat ek nie as ek arm geword het, as ek armer is as die deel wat vir my bestem is, as ek oorversadig geword het, u verloon nie en sê wie is die Here. Dis wat baie mense doen. En dat ek nie as ek arm geword het, steel en my aan die naam van my God vergryp nie. So hierdie ou bid en hy sê, gee vir my die deel wat vir my bestem is. Nou ek glo dat jy kan daai deel, daai konsep, jou kapasiteit kan jy vergroot na gelang van jou hart. Julle hoor wat ek wil sê. Met ander woorde, ek dink baie keer die Here weet waarmee sal ons, as ons hart opreg is om hom te dien, hoeveel sal ons kan handle sonder om in een van daai twee kategorieë te val. Daai kapasiteit moet jy self vergroot. Luister mooi. En daai kapasiteit vergroot jy met wat jy doen met jou geld terwyl jy nog min het. Sê gou amen. Dit wat jy doen met wat God jou gee terwyl jy nog min het, jy's besig om te werk aan jou kapasiteit, want God weet of hy jou kan vertrou met meer. Hy sê, goeie dienskneg, mooi so goeie en getroue dienskneg, oor min was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Die veel kom nie as daar nie 'n min was nie. As daar 'n min met getrouheid was, kan die veel kom. Né? So, ek wil graag ryk word, want ek wil ouens bless. Dis my hart, en ek dink almal sê so, maar ek sê so. Ek wil ryk word, want ek wil ouens seën, ek wil ouens kan help wat swaar kry, ek wil ouens wat, as ek die goed sien, dan huil ek. Ek wil dit doen, maar nou besef ek, terwyl ek nog nie daar is nie, moet ek my eie kapasiteit uitbou met wat God vir my gee. Ek kan nie gaan stil sit en wag tot die dag dat die Here my bless nie. Ek moet aan my kapasiteit werk, al is dit in die minderheid, maar God kyk nie na die bedrag nie, God kyk na my hart. En ouens, as jy 'n 20 sent mentaliteit het, dan moet jy vanmôre sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer, as jy hierdie goed van die Here beskou, en jy kom sit 'n 2 sent hier in, dan moet jy vanmôre sê, ek bekeer my. Want ons moet verwagting skep, ons moet werk aan ons kapasiteit, sodat die Here ons met meer kan seën. Met meer kan seën. Jy moet jou hart bewys, terwyl jy min het. Jy moet jou hart bewys, terwyl jy min het. Vers 10 van 2 Korintiërs 8, sorry, ek was gou weer terug sy toe. 2 Korintiërs 8 vers 10.
En ek gee in hierdie saak my oordeel, want dit is voordelig vir julle, omdat julle alreeds 'n jaar gelede begin het. Nie om alleen te doen nie, maar ook om te wil. Hulle het al 'n jaar terug begin. Nou nog nie daarby uitgekom nie. Vers ek kyk op my vers 11. Nee, sorry, ek wil net gou. Sorry, hoofstuk 9, ekskuus man, hoofstuk 9, vers 10. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. Ouens, God stel belang in geregtigheid. Sê gou geregtigheid. God stel belang in geregtigheid. Die Here stel nie belang in die bedrae en die sente en al hierdie goed en so aan wat vir ons so baie saak maak nie. God stel belang dat jy hierdie goed sal doen in geregtigheid. Dis vir hom die belangrikste. Ons gaan nog van dit sien vanoggend. Vers 15, die bedrock van alles, die backdrop van alles. Maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe. Met ander woorde, as jy kan sê oor gee en oor finansies wat ons nou gepraat het, kan jy sê wat jy wil, alles van dit is teen die backdrop van wat het God vir ons gegee. Hy het vir ons Christus gegee. Sy onuitspreeklike gawe, so as ek, whatever ek doen, kom ons stel dit nou net so, ons praat van backdrop, sê nou maar hierdie muur is Christus, né? Groot prent van Christus hier agter my, so alles wat ek hier doen, is 'n weerspieëling van hoe ek oor hom voel. Amen. Amen. Dis hoekom ek ouens wil bless en kan help hulle in hulle nood en so, want nommer 1, my hart is verlief op hom. Ek het nie bymotiewe nie. Ek wil genoeg hê dat as ek 'n ou bless, moet hy my nie kan terugbless nie. Ek wil niks terug hê nie, ek verwag niks terug nie, ek het nie bymotiewe nie, ek wil hom net kan seën. Maar ek doen dit met 'n backdrop agter my. Wat is die backdrop? Hy sluit af met hierdie vers. Die backdrop is die groot gawe wat hy vir my gegee het. En Jesus vertel selfs 'n gelykenis. Hy sê, hoe kan hierdie ou wat so baie vergewe is, dan kan hy nie 'n ander ou vergewe wat hom min skuld nie. Hoe kan ons wat so baie vergewe is, ons het dit net nou gedenk, hoe kan ons nie ook gewers wees? In die attitude en met die hart van die koning nie. OK, kom ons gaan na die slides toe. In Timoteus 6, gee op met die opskrif daar, slide 18 asseblief, Amelia. Ek wil 'n bietjie met u praat oor 'n woord, en ons gaan seker meer tyd daaraan moet spandeer as net vandag. Daar's 'n beginsel in God wat genoem word godsaligheid. Godsaligheid en al die goed van diensbaarheid en so wat ons nou al hanteer het, hang rondom hierdie woordjie. Die Engelse woord daarvoor is godliness. Godliness. Godsaligheid, en ek gaan vir u wys presies wat dit beteken en hoe ons dit moet toepas. Nou goed, 1 Timoteus 6 is 'n baie interessante hoofstuk. En dis juist rondom die kwessie van diensbaarheid wat ek bietjie hierby wil uitbrei. Almal wat diensknegte is onder 'n juk, moet hulle eie Here alle eer waardig ag, sodat die naam van God en die leer nie belaster mag word nie. En die wat gelowige Here het, moet hulle nie verag omdat hulle broeders is nie. Maar moet hulle des te meer dien. Sê gou des te meer.
Jy weet, ons het baie keer 'n geneigtheid. Die kinders van die Here het baie keer so bad. Ken julle die woord ethos? Ethos, né? Etiek, way of working. Kinders van die Here is baie keer so, as sy gesag by die werk ook 'n kind van die Here is, dan raak baie ouens familier. Dis slegte attitudes, ouens. Ons moet hierdie goed leer. Die Bybel sê as hy 'n geredde ou is, moet jy hom des te meer honor. Des te meer dien. Wat is julle so stil? Sê gou amen. Jesus, dis alweer soos 'n graveyard. Is dit reg? Is dit die woord? OK. Omdat hulle nie moet hulle nie verag dat hulle broeders is nie, maar moet hulle des te meer dien, omdat hulle wat die weldade ontvang, gelowiges en geliefdes is. Hierso, leer hierdie dinge en wek daartoe op. Leer hierdie dinge en wek daartoe op. Ons moet die lifestyle van 'n kind van God, moet ons vir ons mense leer. Nou kom Paulus by die teestand wat jy hiervoor sal kry, en so aan, en ek wil bietjie net vinnig na dit ook verwys. As iemand iets anders leer, en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus, en met die leer wat volgens die wat is nie? Godsaligheid. Hierdie is 'n geweldige sleutelwoord, godliness. The teachings of Christ, the lifestyle of Christ, die apostolic doctrine se basis is godliness. Godliness. Dit wek mense op tot godliness. En ons gaan die woord afbreek, dat ons dit kan verstaan later. OK, die is verwaand en verstaan niks nie. Maar het 'n sieklike sug na twisvrae en woordestryd, waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense wat dink dat godliness is winsgewend. Jy kan 'n wins daaruit maak. Paulus sê ons stryd nie met die evangelie nie. Onttrek jou aan sulke mense. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dis duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Daar's die trap. As jy na rykdom soek, met die verkeerde hart, luister maar met die verkeerde hart, dis hoekom jy jou hart moet check, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Hoekom? Want Mammon is 'n gees, né? Mammon is 'n gees. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy man van God, vlug van hierdie dinge weg. En jaag na die geregtigheid en wat nog? Godliness. Chase after. Vanoggend gehoor van gegryp. Chase after godliness. Godliness is iets, ek en jy moet weet wat dit is, want ons moet daarna jaag. Ons moet dit pursue. Geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Nou kyk nou hierso, vers 17, ek is verskriklik lief vir hierdie versie.
beveel die rykes in die teenwoordige wêreld. Ander ouens wat ryk is in finansiese goed. Beveel die rykes in hierdie wêreld, sê dan nou maar, om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God, wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Wow. Dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke. Hulle moet goed doen. Wat moet hulle met hulle rykdom maak? Hulle moet goed doen. Hulle moet goeie werke voorstaan. Jy weet, ek dink baie keer, as ek nou so oor die goed met die Here praat en so aan, dan dink ek, kan 'n ryk man, kan 'n mens ooit ryk wees? Luister nou mooi. Want as die Here jou seën, as die Here jou baie gee, en jou hart is reg, en jy wil ouens bless, gaan jy so gee, dat ek wonder of jy ooit gaan ryk raak. Met ander woorde, die volgende ding wat ek wil sê is, dan kom dit in wat die Here sê, jy moet net 'n kanaal wees. Hoor julle wat ek sê? En daar's altyd 'n broodporsie en daar's altyd 'n saadporsie. Daar is 'n broodporsie wat jy ook hou. Maar dis nie die issue nie. Die issue is, ek is 'n kanaal vir wat God deur my wil laat vloei, want geld is currency. Weet jy wat is 'n current? Dis 'n stroom. Geld is currency. Here, laat dit deur my vloei. Die probleem is, hierdie ding het 'n gees. Geldgierigheid is die wortel van alle ewels. Dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam. Mededeelsaam. Sommige ouens hier sommer net hierdie woordjie gou onderstreep. Hulle moet goed wees, goed doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam en vir hulle 'n skat weglê. Hoor nou hierso. Want waar jou skat is, sal jou hart wees. Nou sê die Here, as jy baie het in hierdie wêreld, moet dit nie jou skat wees nie. Jy moet vir jou 'n skat weglê deur goeie werke te doen, deur mededeelsaam te wees, deur vrygewig te wees, deur goeie werke moet jy vir jou 'n skat weglê. Kyk wat noem hy dit? 'n Goeie fondament vir die toekoms. 'n Goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. Waarvan praat hy? Hy praat nie van going to heaven nie. Hulle moet nou gee en mededeelsaam wees en goeie werke doen, sodat hulle hemel toe kan gaan nie. Dis mos die ding wat ons daar aan sit. Sodat hulle die ewige lewe. Wat is die ewige lewe? Ouens, die ewige lewe kan jy met die koninkryk vergelyk. Die ewige lewe, it's the quality of life you enter when you meet Christ. Hoor julle wat ek wil sê? Dis die lewe van, en julle sal nou sien, dit trek in by godliness. Dis die lewe wat myne word wanneer ek Christus in my lewe kry. Met ander woorde, nou het ek 'n hoër vorm van lewe as die gewone lewe op aarde. I see things from heavenly perspectives. Ek het 'n hemelse perspektief. My perspektief is die hart van God. Die ewige lewe is 'n hoër lewe as wat die mensdom in die algemeen hier bedryf. Die ewige lewe is gesenter in die wil van God. Wat wil die Here van my hê? It's a higher form of life. Nou sê hy sê hierdie ouens, hulle trap, 'n ryk ou se trap om die ewige lewe te kry, om hierdie soort van lewe te leef en te ervaar en te benut en so aan, om die voordeel daarvan te kry. 'n Ryk ou se trap is sy rykdom, sy besitting, sy geld.
Dit is wat hom weerhou van om die ewige lewe te smaak, of jy kan dit anders stel, om die koninkryk in te gaan. So ek mooi woorde wat die skrif gebruik. Hierdie goed keer hom. So nou sê Paulus vir Timoteus, hy sê, beveel die rykes, my broeder en suster, wys jy vir my die kerk waar daar bevel is oor mense se rykdom. Hulle sal vir jou sê, voetsak. Sorry, dis my woord daai. Ek het kopiereg op daai woord. Hulle sal vir jou sê, as jy mal. Wie dink jy is jy? Nou ek sê nie, jy weet, bevel en ek wil sê, jy moet dit doen, jy moet daai ding koop, jy moet vir daai ou gee. Dis nonsens, dis verknegting. Dis verknegting. Dit gaan oor die ingesteldheid van jou hart. Oor die bereidwilligheid van wat jy het, om dit neer te lê voor Christus, sodat hy jou kan direk wat om daarmee te maak. Luister mooi wat ek sê, dat Jesus Christus jou kan direk hoe om met jou goed te werk. Maar dis 'n baie tall order, want sodra daar, jy weet, ons het in Suid-Afrika ook nogal, is ons lewe is so vervat in vrees. Want elke ou wat ek sien is my 'n bedreiging, want hy gaan van my steel. En ek moet 'n nes eier bymekaar sit, en ek moet sorg vir my ou dag, en ek kan al hierdie tipe goed, dis alles goed wat vrese by ons wek, en wat maak dit? Dit maak my in jou hande toe. Hallo? Ja, sê amen. Sê pastoor, dit is so. Dis 'n probleem in ons land, ons sit met hierdie goed, ons dink elke ou gaan van ons steel. Want hulle steel vandag seker al jou melk uit jou tee uit ook. Dis feite, dis realiteite, en nou moet ek en jy kom, en ons moet wat ons het aan die Here toe vertrou, en te sê, Here, u woord is hoër as al hierdie goed. Jy sien waar kom godliness in. Godliness is a state of life wat so lewe. O Timoteus vers 20. O Timoteus, bewaar jou pand en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslik sogenaamde kennis. Hier kom hy nou weer by die teestand, waarvan sommige belydenis gedoen het, en wat die geloof betref, op 'n dwaalweg geraak het. Mag die genade met jou wees. Nou kom ons gaan gou terug asseblief. Vers 3. As iemand iets anders leer, en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus, en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie. Waarvan praat hy? Hy praat van wat Jesus gesê het en die apostels doktrine. Jesus sê, gaan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Toe die Heilige Gees uitgestort is en hy gee groter insig en wysheid toe, vat die apostels die woorde van Jesus en die Ou Testament en hulle brei dit uit en hulle bring vir ons die Nuwe Testament in die vorm van dit is hoe God wil hê ons moet nou leef. Dit raak 'n praktiese, die Bybel is 'n praktiese werkboek. Dis 'n life manual, lifestyle manual, né? En nou sê hy, as iemand teen hierdie goed is, iets anders leer wat nie instem nie, met die gesonde woorde, luister mooi, met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus. Met ander woorde, as ouens op hierdie trips raak, Paulus sê, hulle wyk af van die gesonde woorde. Met ander woorde, jy moet weet, as ouens op hierdie trips raak, is die effek van wat hulle doen, maak siek. En ek bedoel nie fisies nie. Ek bedoel nie fisies noodwendig nie, dit maak siek. In teenstelling met Paulus sê,
Dis die gesonde leer van Christus. As jy 'n ander leer verkondig wat in teenstelling met dit is, sal dit mense geestelik siek maak. Ek het al te veel hierdie goed gesien. Ek preek hierdie goed met vrymoedigheid, want ek weet dis die waarheid. Ek weet dis die waarheid. Jy kan nou gaan sien, as jy wil, en ek dink nie jy moet dit doen nie, maar gaan kyk, nee, moenie gaan kyk nie, maar in 'n geval, die goed wat ouens vandag, wat ek nou vir u gesê het, ouens het geweldige goed teen tiendes, ouens het goed teen, jy hoef nie kerk toe te gaan nie. Jy kan dit alleen in jou sitkamer, kan jy self kerk hou en die Here ontmoet, en ek weet nie wat alles nie. Al hierdie tipe goed, daar's geweldige dinge. Nou weet jy wat, hulle kan vir 200 jaar aanhou, die einde van die ding is, daai ouens is laterand koekoes. Weet julle wat ek sê? Koekoes, dis waar sektes se goed vandaan kom. Hulle het nou die dag, ek weet nie of jy op die nuus gesien het, die was hier in Plettenberg Baai, sy was 'n speurder, die vrou, en sy het daar met 'n man te doen gekry en sulke sekte goed, en die einde van die dag toe het hy haar vermoor, en hy staan in die hof, hy sê, hierdie vrou was Jesus Christus. Hy sê, sy het God homself en haarself verteenwoordig. My flip, waar kry jy sulke nonsens? Weet jy waar kry jy dit? Want jy wyk van die gesonde leer af. Jy wyk van die gesonde leer af, dan gee die duiwel jou die vermoë om daai twak te praat. En jou psychiek, mense raak mal, want hulle het van die gesonde leer, so wat hulle doen, maak siek. So baie miljoene voorbeelde van hierdie tipe goed. OK, die is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog. 'n sieklike sug, hulle het 'n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan. Kyk na die vrug van die ding. Afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose strye van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is. Met ander woorde, die ding begin, sê nou maar met die doel om die misleiding reg te stel. Maar self wyk hulle van die woord af. Nou kom hulle met dit om die misleiding reg te stel, maar hier's die vrug van wat uit hierdie goed uit gaan kom. Waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery. As jy van die waarheid en die gesonde leer, jy weet mos, as 'n ou nie gesond is, is hy siek, is dit reg so? As 'n ou nie gesond is nie, is hy siek. As hy gesond is en hy gaan tap aan goed wat hom siek maak, gaan hy nog sieker raak. Die vrug van wat uit die ding uit gaan kom is, hy gaan siek raak. Mense wat verdorwe is in die verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense, maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Jy weet wat, ons het 'n Vrydagoggend het ons klompie pastore, toe pastoor Gordon hier was, toe ons saam ontbyt gaan eet. En toe hanteer hy net vinnig, toe hanteer hy die goed, soos byvoorbeeld hierdie geweldige move op TikTok teen tiendes en so aan. En toe vat hy net 'n paar, 2 of 3 goed uit die skrif uit, wat jy hierdie hele ding net so weer lê. Baie vinnig, maar as jy nie die gesonde leer wil hê nie, sal jy die dwaling glo. Met ander woorde, die ou wat teen tiende en hierdie goed aanhap en dit eet en
ding is 'n ou wat in elk geval sy hart wil nie die Here se deel gee nie. Hoor julle wat ek sê? Die hart is siek. Die hart is siek. Ek praat nie vanmôre van as jy nie kan gee en so aan. Ek ding is nou nie die wet op enige, asseblief hoor my, maar ek praat van as jy 'n teestand teen hierdie goed het, of jy wil 'n teestand ontwikkel want die probleem lê hierso. Kom ek noem net vir julle baie vinnig, julle gaan kyk aan Hebreërs, iemand het eendag oor Hebreërs geskryf, toe sê hy, it could be named the book of better things, né? Beter as Abel, beter as die bloed, beter as Abel, hierdie ding beter as dit, beter as Christus, 'n beter offer. Die hele boek gaan oor beter, 'n hoër vorm. En toe praat ons nou Vrydag daaroor, byvoorbeeld, Christus is na die orde van Melchisedek. As Melchisedek die hoër orde, die tiendes van Abraham ontvang het, 430 jaar voor die wet. Hoor julle wat ek sê? Dan sê hy daar in Hebreërs, hy sê, en Christus wat nou nog tiendes ontvang. Hoe wil jy teen dit stry? En sê tiendes is nie Bybels nie? Jy het so ou het verdorwe in die verstand geraak. Sieklike twis na stryd vra en die goed wat daar uitkom is siek. Is siek. En gaan kyk bietjie, ek sê nou net die goed, want dit is wat ons Vrydag so bietjie na gekyk het. Gaan kyk na die konsep van die graan, moenie die os mylband wat die graan dors nie. Gaan kyk bietjie na daai hele konsep. Dan kan jy mos nou sien, dis nie in die Ou Testament geskrywe nie, dis Paulus wat dit skryf. Gaan kyk waaroor gaan dit. Maar hierdie ouens los seker hierdie goed uit. Jy weet, om hulle te pas. Convenience sake en so aan. OK, kom ons kyk na die woord godliness. Ons het nou 4. In hierdie hoofstuk praat hy 4 keer van godliness. Sal weer daarna terugkom. Ek wil net gou vinnig, ons kan dit nou klaarmaak. Die woord godliness beteken, kyk hierso, beteken holiness, reverence, eerbied, né? Respect, piety towards God. Piety is vroomheid. Julle verstaan wat ek bedoel, né? Piety, vroomheid. In die vorm van toegewydheid en so aan. En dan die byvoeglike naamwoord daarvan beteken devout, toegewyd, godly, pious, vroom, en dutiful. Nie beautiful nie, dutiful. Soos 'n donkie. Julle het hom, né? Dutiful. Dutiful. Met ander woorde, dis 'n vorm van hoe jy God dien. Diensbaarheid. Dis 'n vorm van diensbaarheid. As jy praat van godliness en iets sal verbaas wees wat 'n sterk woord hierdie is. Dan het dit die betekenis van hoe ons die Here moet dien. En dan kring dit weier daarvan af ook uit. Holiness, reverence, respect, piety towards God. Nou, dis interessant, die woord piety, né? Vroomheid of wat is nog 'n woord? Die Afrikaanse woord, hulle noem sulke ouens, daai groep mense die pietiste. Hoor julle die woord piety? Die ouens wat vroom toegewyd lewe. Nou dis baie amazing, toe die engel kom, gestuur word, om vir die maagd te sê, jy gaan swanger word. Maria, Elisabeth, daai klomp, weet jy wat was hulle? Pietiste. Hulle was vroom, toegewyde ouens in die dag van hulle godsdiens en goed. Toe kom die Here na hulle toe, en hy bring die goeies en hy gebruik hulle ensovoorts. Is maar net interessant. So, die woord piety,
ja, kom ons noem dit maar vroomheid, ons sal dit later omskryf. Nou goed, hierdie woord godliness nou in die Grieks. Die Griekse woord bestaan uit 2 woorde. Die eerste woord beteken good of well. Good of well. Dis die woord EU, né? Jy spreek hom uit you. Ken julle die woord eulogy? Julle verstaan wat ek bedoel. Dis soos 'n lofsang, 'n lofspreking. Dis soos hierdie ouens by die parlement en so aan. Lofsprekers of wat noem hulle so eulogy is you is die goed en logos is mos woord, né? Goeie woord. Hy praat 'n goeie woord. So okay, die een ding van hierdie is die woord goed en die ander deel beteken, kyk hierso, beteken devout, religious, to revere, dis om te eer, net te honor, reverence, en to worship. To worship. So godliness het te doen met my worship en dis nie net fisies staan in my hande lig en so aan nie, my hele lewenswyse. Abraham sê vir die ouens, hy sê bly julle hier, ek en die seun gaan aanbid. Ek en die seun gaan aanbid. Met ander woorde, Abraham sê my aanbidding is om my beste te gee. Hallo? Jy kan maar amen sê op daai. Abraham sê my aanbidding is om my alles te gee. Dis my worship. Worship is nie 5 koortjies op 'n Sondag nie. En dan staan ek langs 'n aanhou, dan like ek hom nog steeds nie, maar ek worship. Ek kan hom nie vat nie, ek gaan sit aan daai kant van die kerk, maar ek worship. Pastoor, ek het vandag geworship. Nee, jy het niks gedoen nie. Julle verstaan. Jy het niks geskuif met jou worship nie. Worship is as jy jou seun vat en God sien en God gee 'n ram en God sê nou weet ek. Nou weet ek. Nou weet ek. As God vir jou iets sê nou maar oor jou finansies. En die Here beproef jou, want hy het vir Abraham op die proef gestel. Sy worship was om hom op die proef te stel. En die Here sê vir hom dit, en God sê vir jou iets. En dan toets hy jou hart. Sal jy alles gee? Het ek jou alles, of wat sal jy terughou? Dis worship. So hierdie woord, godliness, het te doen met good worship, good reverence, good religion, good, wat is die Weltse vir selfstandige naamwoord? Devotion, good devotion. Okay, ander betekenisse is die volgende, die woord worship, en dan to worship, die fisiese deel daarvan, pious, wat ons reeds behandel het, piety, dis vroomheid, worthy of respect, the sense of awe or reverence, né? Awe and reverence, in the few instances to fear, but to serve is in some cases the best translation, to fear of to serve. The term denotes worship of the one true God and indicates that the worshippers do not merely honor God, but actively worship Him. Actively worship Him, soos Abraham. Dis nie active worship hierson nie. Dis om jou alles op die altaar te sit. It expresses worship of the one true God in contrast to false gods. It's a life that is lived with an eye on God and which includes trust in Him. Trust in Him. Nou goed, kom ons lees nog net een. In die LXX. Wie kan onthou wat die LXX is? Okay.
Hulle het die Ou Testament gevat en hulle het hom in Grieks vertaal. Gou weer daai is net gou daai LXX. Sien jy daai nommer is 70, sien julle? Die L is 50 en 10 en 10. 70. Dis die naam wat die ding gekry het. Hulle het die Ou Testament in Grieks vertaal. Maar dit is gedoen deur 70 of die Nuwe Testament in Hebreëus. Ek kan dit in my geval, hulle het 70 ouens het dit gedoen. 70 ouens. Nou die woord in Grieks vir 70 is Septuaginta, of hulle noem die ding, dis die naam vir 70. Hulle noem die boek die Septuaginta, dis die, watter kant om Johan? Die Griekse vertaling van die Ou Testament, of die Hebreëse vertaling van die Nuwe, Griekse vertaling van die Ou Testament, ja. Ok, gooi hom gou weer daar, so dit het 70 ouens het daaraan gewerk, en daarom kry hy die naam van 70. Ok, julle het hom nou, julle gaan nooit weer vergeet, ek weet. Ok, nou, in hierdie vertaling, wat hulle gedoen het, van die Ou Testament in Grieks, word piety of vroomheid ook vertaal met die woorde die vrees van die Here. Die vrees van die Here, so as jy praat van godliness, dan praat jy van the fear of the Lord. The fear of the Lord. Ek gaan vir een skrifgedeelte lees waar dit voorkom, dan kan ons waai. Jesaja 11, julle kan my Jesaja 11 bietjie gaan lees. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isai, en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. En op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, en die gees van kennis en van godliness. Godliness, dit was deel van Christus, die vrees van die Here. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van die Here, en hy sal nie regspreek wat sy oë sien en oor wat sy ore hoor nie. Maar aan die arme sal hy reg doen en so aan. Kyk hier so, maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond. En met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. Onthou net hierdie skrifte. En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees. Kom ek lees dit gou vinnig vir die Engels. And there shall come forth a rod of the stem of Jesse, and the Spirit of the Lord shall rest upon him. Spirit of wisdom, understanding, counsel, might, knowledge, and of the fear of the Lord. Kyk nou hierso, and shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. Wat bring godliness in ons lewe if we can understand the fear of the Lord? Mense het nie meer vandag the fear of the Lord nie. Aha. Dis hoekom ons so ver uitloos by waar ons moet wees. Die ander vertaling, die Amplified sê, kyk gou hoe mooi is die. And shall make him, dis Christus, of quick understanding. And his delight, met ander woorde die gees wat op hom was, het hierdie goed gedoen. And his delight shall be in the reverential and obedient fear of the Lord. The reverential and obedient fear of the Lord sal die delight van Christus wees. Daarom het hy altyd gesê, ek doen net wat my Vader vir my sê. Praat wat hy sê en ek doen wat hy my wys. En dit is my lewenswyse. Hy het 'n delight gehad. Sy delight was in the reverential and obedient fear of the Lord. Die NLT sê, he will delight in obeying the Lord. He will delight in obeying the Lord. Kan julle sien wat is godliness? He will delight in obeying the Lord. God wil ons terugbring na so 'n plek toe. Vers 5, and righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins. Kan ek net gou nog een lees, Jesaja 33. Die Here is verhewe, want hy woon in die hoogte, hy het Sion vervul met reg en geregtigheid. En daar sal bestendigheid van jou tye wees, 'n rykdom van volle verlossing van wysheid en kennis. Die vrees van die Here sal sy skat wees. Ek kan gou vir julle die Engels lees. How great the Lord is, he rules over everything, he will fill Jerusalem with justice and integrity.
and gives stability to the nation. He always protects his people and gives them wisdom and knowledge. Want dis die gees wat op hom is, né? Their greatest treasure is their reverence for the Lord. Their greatest treasure is their reverence for the Lord. As ek jou vandag moet vra, wat is jou greatest treasure? Wat sal jy sê? Hulle sê their greatest treasure, hy praat van Sion hierso. Their greatest treasure is their reverence for the Lord. Die ander vertaling sê, and she will have no more fear of change. Die woord gesê stability, né? En nou praat hy van fear of change. Being full of salvation. Full of salvation. Ouens, daar gaan 'n dag kom wat die kerk full of salvation gaan wees. Luister mooi, elke ou wat hier inkom gaan gehelp word, gaan gered word, gaan verander word, gaan skoon gewas word. Hoor julle wat ek sê? Of is julle bietjie vaak nou al? Full of salvation, wisdom and knowledge. Check this out. The fear of the Lord is her wealth. Godliness is her wealth. Godliness will be her health, wealth. Health ook. Godliness will be her wealth. Dis wat ons gaan ryk maak. Dis wat ons gaan ryk maak is the fear of the Lord. Wow, imagine die wêreld kan dit weer by ons sien. Sjoe. Sal 'n wonderlike dag wees. Dis wat vir die kerk voorlê. Godsaligheid. Jaag na die godsaligheid. Chase after godliness. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord. Wil U dit vanmôre in ons harte inskerp in Jesus naam. Here, ek wil bid dat ons na hierdie goed sal jaag en 'n honger daarvoor sal kry soos nog nooit van tevore nie. Dat dit ons sal consume, Here. Dat dit ons sal so vasvang dat dit ons lewe sal wees. Dat ons rykdom nie in gemeet sal word in hoeveel geld in ons bank is en wat se karre ons ry en al daai goed nie. Maar dat die vrees van die Here en die openbaring van die krag van God in ons midde, dat dit ons rykdom sal wees, Here God. Dat dit die rykdom sal wees wat ons aanwins vir die nasie sal maak. Die vrees van die Here in ons midde. Ons dankie daarvoor. Let us all walk in true godliness. Here, waar ons hierdie week kom, waar mense na ons kyk, waar mense ons dophou, waar mense ons getuienis en ons woorde by ons lewenswyse wil bring. Here, dat ons so versigtig sal wees om niks anders uit te straal as godliness. As godliness. Ons lees in die boek Handelinge dat daar was 'n plek gewees waar hierdie ouens vir die eerste keer Christene genoem is. Vir die eerste keer Christene genoem is. Here, dat wanneer hulle na ons kyk, hulle waarlik sal sê, dit is volgelinge van Christus. Dit is hoe Christus moet lyk as ek na julle lewens kyk. Dat ons versigtig sal wees vir ons getuienis, Here. Dat ons nie ons getuienis sal weggooi met stupid gedrag en goed wat nie by 'n kind van die Here pas nie. But that we will remember godliness. Remember godliness. Is my gebed in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen.